Goeiedagte kykers, ons is baie bly dat u vandag weer saam met ons kyk na hierdie program Dynamies. Dynamies is 'n program wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap en op Dynamies hou ons onderhoude met verskillende mense om te kyk die pad wat die Here met hulle gestap het en die getuienis wat hulle het, wat hulle lewer. Nou vandag het ons hierso 'n baie besonderse besoeker. Ons het hierso vir Dominee Helgaard Jansen van Rensburg. Baie welkom Dominee hierso. Baie dankie. Ek is baie bly om jou ook hier te hê. Jy weet, ons het so rukkie gelede gemaak hier 'n opname met Dominee Reinier Nel. En toe stel heel wat versoeke dat ek moet heel wat meer opnames maak met van die dominees wat hierdie hele proses van die NG Kerk se, ek wil amper sê, hulle palawa, ek het die woord palawa nou 'n hele ruk gelede hierso ontdek op die een program hierso godsdienst in die koerante moes ek gaan word. Wat beteken palawa? Jy weet, die gesprekke rondom en die dwaalleringe en diegene wat regsinnig is teenoor die vrysinniges ensovoorts. Soos ons gaan nou 'n hele reeks maak met verskillende van die dominees, so ons is baie bly dat jy vandag hier is. Maar ek gaan nou net vir die kykers 'n bietjie kindernuus vertel hierso van Dominee Helgaard. Ek ken hom nie eintlik persoonlik so lank nie, maar ek het hom die afgelope week nou leer ken. Hy het gekom hierso om Pinksterdienste te hou by die moedergemeente in die Strand. En hierso is 'n hele blaadjie met al sy dienste. Ek het heel wat daarvan bygewoon en hy praat baie mooi. Hy het ook gepraat oor sonde. Nou as 'n predikant praat oor sonde, dan weet ek hy is op die regte plek, want deesdae as jy mense bang om oor sonde te praat, hulle wil nie daaroor praat nie, hulle praat net mooi motiveringspraatjies. Soos as daar van die gemeentes is wat hom ook wil uitnooi vir Pinksterdienste of om te preek, hulle is baie welkom. Ek sien in die Koinonia nuusbrief, die laaste nuusbrief, was daar 'n hele stuk oor Pinkster, die Pinksterdienste. En hulle noem toe daar baie interessant, dat die Pinksterdienste en veral die NG Kerk spruit vanaf 1861 toe daar Pinkster bidure was onder leiding van Dominee G.W.A. van der Linge in die Parel. En as jy nog die Koinonia Synode nuusbriewe kry nie, skryf in, ek kan laat weet hoe om in te skryf daar. Nou ek wil vir kykers sê, ons het al heel wat gepraat oor hierdie boekie, Die Kerk met die verkeerde baas, geskryf deur Gerard Mane. En 'n hele paar ander bydraers het ook 'n bydra ingeskrywe hierso, hele paar dominees, en een van hulle, die eerste op die lys daar was, uself, Dominee Helgaard Jansen van Rensburg, en jy het hierso so 'n 2,5 bladsye geskrywe oor en jy het 'n paar baie goeie punte gemaak, en ek weet nie of jy nog onthou nie, maar die opskrif hierso is synodale tafelgesprekke, 'n wenresep of 'n gifbeker. Baie belangrik, baie interessant. Ek wil kykers herinner, hierdie boekie is ook, ek kan dit hierso by ons kantore kry, of ek kan dit vir die aanstuur as 'n e-boekie, elektroniese boekie per WhatsApp, dan kan jy dit kry daar. Nou hierbo sê dit, Dominee Jansen van Rensburg dien op die dagbestuur van Kairos netwerk, en is nou natuurlik Koinonia Synode geword, né? Hy was moderator van die Vrystaatse Synode, lid van die Wes-Transvaalse Synode Regskommissie, ondervoorsitter en voorsitter van die Synodale Kerkordekommissie, SKOK Actuarieel, dis SKOK, jy kan vertel, wat staan SKOK voor? Synodale Kommissie vir die kerkorde. Okay, orde kerk. Synodale Kerkorde Kommissie. En dis waar baie van die skokke plaasgevind het, van uitgespreek, né? Ons het toe juist later die naam verander, omdat dit vir baie 'n skok was om van skok te hoor. En toe het ons dit later verander na STK, Synodale Taakspan Kerkorde. Soos dis dieselfde eerder daar. Okay, soos is dalk 'n minder skok vir die mense. Nou is dit minder skokkend, ja. Okay. Soos hy was skok aktuarieel van die Vrystaat, lid van die breë moderamen van die AS, dis nou Algemene Synode, lid van die Algemene Synode se bestuurspan, skrywer van die Algemene Synode se taakspan en regte,
Hy was ook verantwoordelik vir die samestelling van die kerkordeboek na afloop van die Algemene Synode van 2011, 2013, 2015. Soos jy het 'n baie intensiewe kennis van die NG Kerk en sy bedieninge daar, baie interessant. Nou ek kyk op my WhatsApp waar ons met mekaar gekorrespondeer het en ek sien ons het op 25 Desember 2022 het ek my eerste boodskapie vir jou gestuur daar 'n Kersfeesvader. En van toe het ons so periodiek bietjie met mekaar gekommunikeer en ek het jou gesien by van die Koinonia Synodes gegroet van 'n afstand, maar dis die eerste keer wat ek jou nou van bietjie nader en persoonlike lywe nou 'n bietjie beter leer ken daar met hierdie afgelope Pinkster praatjies wat jy lewer en ek wil dit net noem daar dat enige NG gemeente of ander gemeentes is welkom om Dominee Helgaard uit te nooi vir Pinkster praatjies. Hy praat baie mooi daar ensovoorts. Nou, ons het aan die begin te sien ek op my WhatsApp, het jy daar 'n brief geskrywe aan die koerant ter ondersteuning van Dominee Davie Botha en Andrew toe gevra, maar wie het Davie Botha tot profeet verklaar? En toe het jy nog daar 'n respons geskrywe. En later het ek op een van ons programme daar 'n stuk uitgestuur oor drank en drankmisbruik ensovoorts en daar so 'n boekie wat ek uitstuur. En toe het jy vir my so 'n baie insiggewende kommentaar gelewer wat vir my baie beïndruk het. Jy het gesê, ek is 'n geheel onthouer. Daar's dus dan 'n paar wat ek met eerlikheid kan sê nie van my van toepassing is nie, van daardie verkeerde ding nie. Ek het die voorreg gehad om in 'n huis sonder alkohol groot te word. My ma daarom wynsous vir Kerspudding gemaak, maar dis die naaste wat ons aan drank gekom het. Ja, daardie wyn het verdamp, want ek is ook 'n geheel onthou, maar ek het ook Kerspudding met drank gehad, maar dit was niks meer wat oorgebly het nie. Dan sê hy, toe ek moes tyd selfverantwoordelikheid moes neem vir my keuses, het ek besluit, ek wil graag soos my pa ook niks drink nie, en jou pa is op ouderdom 11 is hy, toe jy 11 was, is hy oorlede. En dan sê, iemand soos Dr. William Maree het my ook versterk in my besluit. Hy het na aanleiding van Romeine 14 gesê, ons moenie iets doen waardeur iemand anders dalk kan struikel nie. En dis 'n baie belangrike punt. Party dinge is miskien oukei, maar ek dink ook partykeer, wat se voorbeeld stel ek? Jy weet, gaan iemand my volg, gaan wat vir my oukei is, gaan dit hulle op die verkeerde pad bring. Baie mooi. Ek stel dus nie eers 'n heildronk in nie. Selfs nie eens deur selfs druiwesap te drink terwyl die res vonkelwyn het nie. Trouwens, die paar keer wat byvoorbeeld troupaartjies my gevra het om 'n heildronk in te stel, het ek aangebied om liewer vir hulle 'n gebed te doen. Dit is pragtig, dit is by vriendelike tref daarin. Daar was ook ons huisdokter in Kroonstad, hy het ook niks gedrink nie, want hy het geredeneer dat al is hy van diens af, en hy het net 'n slukkie bier geneem, en daar en dan is 'n noodgeval, dan sal sy asem na drank ruik, en dit kan sy vertrouensverhouding met die pasiënt verongeluk. Nou, ek moet sê, as ek met 'n predikant of 'n dominee gesels, en daar's 'n bietjie bier of drank ruik, dan is dit ook daarmee heen, dit is, hy verloor sy invloed, so is baie belangrik daarin. Ek dink, ek as predikant Christen verkies ook om nie na alkohol te ruik en dat mense dan dalk daaroor wonder nie. As predikant het ek soveel ellende gesien as gevolg van drank, dat ek net dankbaar is dat die Here my daarvan bewaar. Soli Deo Gloria. Pragtig, ja. En toevallig iets interessants ook ten slotte daar. Ek het eendag hier so 'n stukkie oor McDonald's hamburgers daar so gesirkuleer en waar die kos so oud word en dit vergaan nie, dit bly dan, en daar so baie van hierdie goeders in
wat dit nou daar so laat lank hou, toe het jy hier so teruggeantwoord gesê, ek het laas by die algemene sinode in 2013 in Pief by McDonald's iets gekoop, en toe myself beloof nooit weer nie. Kan nou nog nie glo mense maak so groot ophef van die McDonald's sy sogenaamde lekker wegneem etes nie. Ek is nie totaal teen kitskos nie, maar leef nie weer by McDonald's nie. Gelukkig sorg my beperkte begroting dat ons 99% van ons eie kos maak. Ja, en jy's baie gesond, jy oefen ensovoorts. Nou ten slotte, ek sien ek het daar vir jou, dit was, ek dink in die 24 Koinonia synode, toe jy daar 'n praatjie gelewer van vooraf visionering en die pad vorentoe vir die doelerendes daar. Dus stuur ek jou 'n boodskapie daar. Jy het 'n baie mooi, eenvoudige, verstaanbare en logiese boodskap vanoggend met jou visionering en pad vorentoe gegee. Baie dankie. Nou ja, soos nou weet die kykers bietjie meer van Dominee Helgaard afdaal, en ons sê vir jou baie dankie, nou vertel ons so kortliks weer bietjie meer van jou, en die pad wat jy geloof is by die synodes, laat die mense kan sien, eintlik is ons besig om geskiedenis op vas te lê, vir jou kinders, jou eie kleinkinders, maar ook vir al die ander NG mense en ander mense wat weet, wat gebeur met kerkgeskiedenis, want hierdie hele herstrukturering van die NG Kerk is van groot historiese belang. En dit gebeur in baie ander kerke, dis nie net die NG Kerk, jy sien hierdie, die verdeling van die regsinniges, die vrysinniges daarso, en ek wil amper sê die bokke en die skaap, en ek wil amper sê, dis 'n teken van die eindtyd, wanneer mense hulself herposisioneer as skrifgetroues en liberales. Nou, ek het klaar te veel gepraat, nou ken die kykers al baie van Dominee Helgaard af, nou vertel ons nou bietjie meer van jou kant af. Ja, baie dankie, is nou regtig vir my voorreg om so bietjie met jou te kan gesels, en dan ook met die kykers te kan praat. Dalk net so ietsie van myself, dan ek dink as mens my agtergrond ken, dan gaan mens ook verstaan hoekom van hierdie goed vir my groot erns is, en hoekom ek ook tans regtig doleer, treur, oor wat besig is om in die kerk te gebeur. Mense vra altyd vir my, nou maar waar kom jy vandaan? Dan vertel ek vir hulle, nee, ek is sommer hier naby aan die voet van Tafelberg in Kaapstad gebore. Toe ek 2 jaar oud is, het ons gesin, dit was toe nou ek en my tweelingsissies, net jonger as ek, saam met ons ouers Kroonstad toe. En wat ek wil net vir jou sê, voor my gesê, jy is gebore by die Booth Memorial Hospitaal. Dis reg, ja. En ek is ook daar gebore, ek dink, dis waar ons verwantskap, miskien daar begin het al. Ja, ek weet nie of het jou vuil bottels is wat nog daar gestaan het nie. Ja. Het dit daar gelaat. Ja. Maar so is ek toe nou Kroonstad toe, en wat 'n voorreg om in Kroonstad te kon groot word. Ja. Wonderlike kinder- en jongmensjare, wat ek daar kon beleef. Ja. As ek nou maar net dink, Kroonstad, 'n plattelandse dorp, maar wat op daardie stadium 11 skole gehad het. Sjoe. Met ander woorde, talle geleenthede vir 'n jong mens om sy volle potensiaal te kon ontwikkel. En as ek aan Kroonstad dink, dan dink ek ook maar altyd aan my skoolmaats, my klasmaats, ek wil sê my gewone vriende met wie ons touch rugby gespeel het, saam skool toe gery het, op ons fietsse, nie regtig wonderlike jare in Kroonstad gehad. Maar goed, dit was nou nie net Kroonstad nie, ek kan nie anders nie, as om erkenning te moet gee aan die reuse rol wat my gelowige ouers in my lewe gespeel het nie. Ek kan nie genoeg dankie sê vir die pa en die ma wat die Here vir my gegee het nie. Weet, as ek so terugdink, het net nou genoem my pa's oorlede toe ek maar 11 jaar oud was, ek was toe in standaard 3. Maar ek onthou nog, hoeveel keer het ek as ek in die kamer ingestap het, hulle kamer, wat ek my pa op sy knieë langs die bed gesien het. Die Bybel lê oop vir hom, dalk 'n ander Bybelstudieboek daarmee saam. Hy het regtig ruim tyd. Dit was nie vreemd om hom tot 'n uur lank te sien waar hy besig is om stilte tyd te hou. Bybel te bestudeer en te bid. My pa en my ma was ook, toe ek klein was hulle KJV-lede. KJV het later die BKJA geword, dit was die werkende jong mense.
En daai tyd het kinders mos vroeg gaan slaap, jy het gebad en geëet en as jy bed toe. In die bed gestop. Jy's in die bed gestop, ja. En ek kan goed onthou, as mense in die bed gelê het, en die KV die aand in die sitkamer by mekaar gekom, hoe het mense hulle dan gehoor Halleluja liedere sing. Ja. So by die tyd toe ek skool toe is, toe ken ek die Halleluja liedere al lankal. Ja. Wat 'n vriend het ons in Jesus en bring my die ou tyding en nader my God by U. So daai liedere baie goed geken. Ook die voorreg gehad om toe as kleiner kind saam met my ouers KV kampe by te woon. Buitekant Kroonstad was daar 'n terrein Sigar. En daar het hulle nog in tente gekamp. Destyds nog een van die predikante was Dominee Dawie Snyman, die pa van die bekende Springbok rugby spelers, Jackie en Dawie Snyman. Ai. So hy was ons dominee toe ek nou klein was. Ja. Nou my pa was ook destyds, en dit was iets uitsonderlik, was hy in ons gemeente, dit was Kroonstad Suid gemeente, deur die kerkraad gebruik as 'n, ek wil dit nou maar noem 'n leuke prediker. Hy het nie teologiese opleiding gehad nie. Sy tweelingbroer was wel predikant. O. Maar my pa was maar in die sakewêreld gewees. Maar ek dink vanweë sy toegewydheid en ek dink deur sy getroue studie van die woord en alles het my pa regtig 'n besondere teologiese insig gehad. Maar het hulle hom gebruik om toe die gemeente groter word in die kerksaal wat ook die skoolsaal was, dan vir die kinders kinderdienste te hou. En ek was baie keer betrokke dat ek ook vir my pa gehelp het om hulpmiddels te maak wat hy dan tydens die dienste gebruik het. En dan verder onthou ek maar net my pa en my ma absoluut meelewende lidmate. Dit was die normaalste ding. Ons is 2 keer op 'n Sondag kerk toe. Of dit nou warm was en of dit koud was, of ons by die huis was en of ons met vakansie was. Getrou eredienste bygewoon. En dan iets wat absoluut uitgestaan het. En ek dink dit beklemtoon die waarde wat 'n mens se ouers vir jou kan hê. Toe ek so in standaard 3 was, in ons gemeente was daar 'n openbaring reeks aangebied deur ons destydse predikant wat toe op daai stadium Dr. Burger was. En hy toe nog vir die geleentheid het hy papiere of velle afgerol met kommentaar oor die openbaring boeke wat hy behandel het of hoofstukke en dan ook met vrae en dan ruimtes waar jy antwoorde kon inskryf. En dan het dit nou baie keer gebeur dat as ons nou die woensdag aand by die biduur was, ek en my pa, dan gaan ons nou die volgende aand, dan gaan sit ons nou met die papier, hy moet syne en ek moet myne. En dan kyk ons nou in die boek Openbaring, na die vrae en die antwoorde, en dan skryf ons elkeen nou ons antwoorde in. En daardie reeks, wat ek saam met my pa bygewoon het, en saam met hom daarna die goed bespreek het gelei daartoe dat ek tot 'n besef gekom het, maar ek is 'n kind van die Here. Daai reeks, al was dit miskien nog baie kinderlik, baie naïef, baie eenvoudig, het tog by my 'n geloofsekerheid kom vestig. En dis iets wat baie belangrik is, want dit het die res van my lewe Dis jou fondasie, vaste fondasie gewees, ja. Ja. En dit het nou gemaak, so sê, alles wat ek in die gemeente ervaar het, was vir my positief. Ek het nooit dit beleef, dat my ouers my dwing om kerk toe te gaan. Dit was vir ons net eenvoudig 'n normale ding. Ja. Daai tyd het ons nog gepraat van sonnaarskool en katekisasie. Hulle het saam gegaan, hulle het nie gestuur kerk, hulle bly by die huis, hulle het saam met die al die Ons dinge het saam gedoen. gegaan. Ja. Nou sommer net so terloops, ons was 'n gesin, my pa en my ma was 8 kinders. So mense kan nou indink as die Van Rensburgs daar ingestap het, dan het ons 'n bank vol gemaak. Nee, ons het ons plek gehad. Ja. En nee, en wat 'n voorreg. So dit was ook vir my normaal die laerskool kinderkraans toe te gaan. Ek onthou nog veral 2 tannies, tannie Saantjie Nel en tannie Annetjie de Lange, die rol wat hulle in ons lewe gespeel het in die hoërskool, ons gemeente se CSV waar Dr. Burger dan ook die leiding geneem het. En hy was self ook regtig 'n Bybelstudent
En dit was nie sommer maar net algemene praatjies nie. Ons het regtig temas vanuit die skrif hanteer. So ek dink die fondasie is daar gelê. Ons gemeente CSV-kampe en dan ook die Vrystaatse CSV-kampe by Maselspoort wat ek kon bywoon. So 'n klomp geleenthede wat absolute indruk op 'n mens gemaak het. En dan was daar iets wat ek dink min jong mense ervaar het. Net buitekant Kroonstad, so op die rand van Kroonstad, naby die begrafplaas, was daar toe ek in my hoërskooljare was daar 'n nuwe, wat mens nou in daai tyd genoem het, swart hospitaal. 'n Hospitaal vir swart of gekleurde pasiënte. 'n Pragtige hospitaal. Vandag is dit bekend as die Boitumelo Hospitaal, wat nou vandag vir alle rasse beskikbaar is. Maar in daai tyd het ons na die erediens in die oggend en die katekisasie, was ons so 'n groepie van 4 of 5 seuns. En dan ons ouers, die meeste van die kere was dit my ma, dan sê ons na die hospitaal toe gevat. En daar het ons het toestemming gehad, ons kan met die NG Kerk in Afrika. Ek weet hulle het in Sotho gesê, Fora. Ons kon met daai pasiënte praat, dan het ons hulle traktaatjies gevat, baie keer vir hulle ook Bybels gevat, en dan sover ons met ons taal kon regkom, het ons soms met hulle 'n geestelike gesprek gevoer en vir hulle gebed gedoen. Dus dit is waar jou sendingbewustheid ontstaan het op beklemtoon is en jou maat saamgegaan, saamgegaan die familie. Dit is baie belangrik sulke gebeurtenisse aan 'n mens se opvoeding. Ja. Nee, dit was net 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen. Ek kan eintlik sê, miskien ook omdat my ouma aanvanklik 'n sendeling was. Het 'n mens in hierdie sendingmilieu het jy nou maar eintlik groot geword. Dit was nie vir my 'n vreemde ding. Die evangelie moet uitgedra word. Dit was net normaal. Mense vra baie keer vir 'n mens, nou maar wanneer het jy die roeping ervaar om dominee te word? En ook dit, sommer vroeg in my lewe, het ek al daai gevoel al gehad, maar ek dink ek wil dalk eendag 'n dominee word. En ek kan onthou, toe ek in standaard 5 was, toe was ek nog een middag, ons dominee, Dr. Burger, by sy skoonma, sy het 'n tennisbaan op die erf gehad, en ons het daar tennis gespeel, en Dr. Burger het toe daar aangekom. En as standaard 5 seun op pad hoërskool toe, het ek toe met hom 'n gesprek gehad, vir hom gesê, ek dink ek wil dalk eendag 'n dominee word. En toe vra ek vir hom raad, nou maar watter vakke dink hy, moet ek kies? En toe het hy nou nog vir my raad gegee. Nou ja, daarna, daar was 'n tyd wat ek gedink het, ek wil argitek word, 'n tyd wat ek gedink het, ek wil gaan regte swat. Nou dit het in 'n mate nou later tot sy reg gekom, toe ek nou so by die kerkorde betrokke geraak het. Die kerkreg, ek sien in die boekie wat jy hierso, jou bydra hierso, as jy iets sê van 'n meerdere vergadering of minder vergadering, definieer jy, omdat mense dit nie verkeerd verstaan, hulle ingelig is, soos jy het 'n regs, 'n tegniese brein ook daar so ontwikkel. Nee, ek dink 'n mens het maar daai belangstelling gehad. Kan sommer net so terloops sê oor die argitektuur. Ek het ook later, terwyl ek in die bediening was, het ek so vir 'n stokperdjie planne geteken. Van kerkplanne of huisplanne? Ek het 2 pastorieë en tonne huisplanne wat ek geteken het. 2 pastorieë? Ja, in die Vaaldriehoek staan hulle. En so ek het 'n voorreg gehad om uiteindelik ook daai liefde van my op 'n praktiese manier te kon uitleef. Dis nou baie interessant. Ja, my finale roeping het op 'n baie besondere manier gekom. Ek was in my standaard 9 jaar, vandag sal die jong mense praat van graad 11, was ek bevoorreg om gestuur te word na 'n veld en vlei avontuurskool. Dit het plaasgevind net buitekant Escort, in die destydse Natal. En ons was toe daar 42 jong seuns. Net 6 van ons was Afrikaans sprekend. En toe die ontnigtering, toe ek agterkom volgens wat ek kon waarneem, ek was die enigste een met 'n Bybel. Ek is die enigste een, ek weet in die aand in die tent, moes ek vir die ander vra, bly net bietjie stil, ek wil Bybel lees en ek wil bid. En dan het hulle my totaal geïgnoreer, en ek moes letterlik my ore toedruk, om met die Here te kon praat. En ek dink die duiwel het sy mes ingehad vir my, en toe gebruik die Here daardie ervaring
om vir my te sê, jy moet 'n bedienaar van die woord word. Pragtig. So die duiwel kon jou nie omdaan jou vang nie. Genadiglik nie. So dit is die wonderlike. Ja. Nou goed, na skool het ek toe gaan studeer, my BA admissie Bloemfontein by Kossies en my teologie deel by in Pretoria by Tikkies by die teologiese fakulteit daar. En in my eerste jaar kan ek sê, ek het letterlik geslaap, geëet, kerk toe gegaan, klas toe gegaan en geswat. Ek het geweet, ek moet alles insit. As ek dit nie maak nie, is my studies verby. Verstaanbaar, ek het nie 'n pa nie, daar is nie geld nie, ek moet my oomblikke benut. Ek was ook baie bevoorreg gewees, en ek kan net met lof praat van die dosente wat ek gehad het. Dink maar aan prof Jannie Lou, wat vir ons Grieks gegee het. Ek dink aan Dominee Smit, wat vir ons Hebreëus gegee het, en dan reg deur uiteindelik tot by die teologiese dosente. Mense wat regtig 'n positiewe invloed op my teologiese denke, of my teologiese vorming gehad het. Toe na universiteit, na legitimasie, moes ek my verpligte militêre diens doen, wat ek toe as diensplig kapelaan gedoen het. Hoofsaaklik, daai tyd nog 'n jaar, grootste deel in voortrekkerhoogte, en toe die laaste 3 maande van die jaar, toe by Omega, in die Kaprivi. In die Senneveld. Weer 'n keer, waar ek met Boesmans gewerk het. En ek kan maar net sê, ek het vir die Boesmans baie lief geword. Ja, een van hulle, Mario Mango, hy het later die eerste Boesman predikant geword. In Namibië. Tragies, hy het toe ongelukkig ook in 'n motorongeluk gesterf. Maar 'n besondere pad wat ek met hulle kon loop. My wêreld. Daarvandaan, eerste gemeente Meyerton Oos, daarvandaan Sonlandpark in Vereniging, met ander woorde semi-stedelik, nywerheidsgebiede, 'n totaal van 11 jaar, en toe die laaste 29 jaar, toe ek Vrystaat toe. So terug na waar ek groot geword het. Jy ken die Vrystaat goed nou, want jy het lang daar bearbeid. Met al sy koues ook, ja. En ja, toe die laaste 29 jaar in Villiers, en nou ja, uit die aard van die saak, ek het dit maar altyd beskou. As jy 'n predikant is, in 'n gemeente, is jy amper soos 'n algemene praktisyn in die mediese wêreld. Jy moet iets van alles doen. Ek wil sê, jy preek, jy doen huisbesoek, jy hou vergaderings, jy doen administrasie, jy samel fondse in, jy bid vir die siekes, en jy troos die wat treur, en jy maak die grasnyer heel, as hy breek. Die mense verwag jy alles kan doen daar, en is vir die jong mense werke verrig. Ja, jy moet iets van alles kan doen, maar ek dink, dis wat ek graag wou wees. Ek het nie spesifiek gespesialiseer, sê nou maar in jeugwerk, of in wat ook nie. Jeugwerk was deel van my werk, en of van my roeping. Dit was regtig 'n wonderlike voorreg. En so was die betrokkenheid by die meerdere vergaderings ook vir my 'n vanselfsprekendheid. Nou definieer gou vir ons meerdere vergadering. Nie almal weet wat daardie term presies beteken. Dis nogal belangrik. In die sekulêre wêreld dink mense baie keer, jy kry gemeentes, en dan ringe, en dan synodes, en dan die algemene synode. Dis reg, En dis die verkeerste manier om te dink oor hoe die kerk werk. Nee, die kerk werk. Jy het gemeentes, en as jy praat van 'n meerdere vergadering, dan sê jy, 'n ring is meer gemeentes. Met ander woorde, dis konsentriese sirkels. En as jy by 'n synode kom, dan is dit nog meer gemeentes. En as jy by die algemene synode kom, dan word al hierdie gemeentes en synodes verteenwoordig in die algemene synode. En dit is belangrik dat jy kyk hoe ek my hande gebruik. Nie so nie, meerdere. Met so ander woorde, gesagstruktuur soos die pausdom of so iets nie, waar dit letterlik 'n gesag, jy weet. Ja. Dis eintlik om te sê, ons gemeente kan iets nie alleen doen nie. Ons het meer gemeentes nodig. Jy kry... Ja, en ek wil nog meer, en nog meer. Maar nie hoor. Nie hoor en hoor nie. Baie interessante punt daar. So dis vir my, en dit was net vir my die normale ding, ek moet betrokke wees. En dit was my, van vroeg in my bediening, my droom, ek wens, ek kan ook eendag na die algemene synode gaan, want ek het geweet,
Op daai stadium was dit slegs so wat 400 amptdraers, predikante en ouderlinge gesamentlik, wat by 'n algemene sinode kon uitkom. En dis eintlik maar 'n klein druppel in die groot emmer van predikante en ouderlinge binne in ons kerk. So dit was altyd my ideaal, en ek kan onthou, dit was met hier vroeg in die 1980s met die algemene sinode in Pretoria, wat ek toe van vereniging waar ek toe in die gemeente was deurgery het, en 'n paar van die sittings as besoeker gaan bywoon het. Ek wou kyk hoe word die dinge daar gedoen, iets daarvan ervaar, en dit ook eerstehands ervaar, dat ek dit nie in die koerante lees nie. Want dis tog iets anders. Ervaring, dis 'n regte ervaring. Ja. Nou ja, toe later in my bediening, van 2007, 2011, 2013, 2015, 2016, was ek toe bevoorreg gewees om deur die Vrystaat Sinode afgevaardig te word na die algemene sinode. En daar kon ek toe nou vir die eerste keer, ek wil sê, in hierdie binnekringe inbeweeg en sien hoe word 'n hele vergadering gehou en al die sake hanteer. En toe was ek nog verder bevoorreg deurdat ek hiervan net na 2009 toe ook by die ATR, die Algemene Taakspan regte betrokke geraak het. En ek weet nou nog nie hoekom nie, maar Prof Pieter Koertsen, wat hier in Stellenbosch was, hy was toe nog ook by die ATR gewees, en toe die vorige skryba nou moet uittree, toe stel hy my voor. En hy het my eintlik glad nie geken nie. Ek kan nie anders nie as om te sê, dit moes seker maar inspirasie van bo gewees. Ja, en het jy gesien jou betrokkenheid daar deur die jare? Ja. Nee, en so het ek 'n wonderlike geleentheid gekry om regtig intens met die kerkorde te kan werk, en 'n wonderlike ervaring vir my in daai tyd was die ATR-vergaderings. Die kundigheid, taakspan regte. Ja, onthou dit is nou die aktuarie van al die synodes, soos al die ouens wat nou die kerkorde ken. Ongelooflike kundigheid. En om saam met hulle met die kerkorde en advies te kan gee aan synodes, en deur die synodes aan ringe en aan gemeentes, dit was 'n absolute ervaring. Ek het baie keer vir myself gesê, as ek by die huis kom, dat dit wat ek hier geleer het, sou ek nooit by 'n universiteit uit boeke uit kon leer. Daai ondervinding was iets baie besonder. En toe die laaste paar jaar van my bediening, was ek toe ook by die Algemene Sinode Moderamen betrokke gewees. So daar in daardie binnekring ook, waar die sogenaamde, ek gaan net nou sê hoekom ek sê sogenaamde, want ek hou nie van die woord nie, leierskap in die kerk by mekaar kom. Nou ja, so met die loop van tyd, het ek begin agterkom, maar dinge loop nie altyd lekker nie. Ek dink maar sommer so aan 'n paar goed wat gebeur het. Een van die dinge was juis die oorwaardering van die sogenaamde leierskap. Ek was nog sommer taamlik vroeg in my bediening, toe het ek al reeds 'n skrywe aan die kerkbode gerig, persoonlik aan die redakteur, ek wou nie gehad het hy moet dit publiseer nie, en hy het ook nie, maar wat ek beswaar gemaak het daarteen, dat daar so oorvloedig gepraat word van die moderator van die kerk. Want wat ek geleer het, is dat 'n moderator is eintlik maar net 'n voorsitter. En jy is eintlik net moderator van die betrokke vergadering, die synodevergadering terwyl in sitting is. En daarna is jy hoogstens voorsitter van 'n moderatuur of van 'n moderamen. Maar jy bly maar net voorsitter, en 'n voorsitter se taak, so het ek dit verstaan, en ek verstaan dit nou nog so. 'n Voorsitter se taak is, hy moet toesien dat die vergadering ordelik verloop, dat spreekbeurte billik toegeken word, en dat die vergadering, let wel, die vergadering die geleentheid kry, die afgevaardigdes, om aan die hand van die woord, onder leiding van die Heilige Gees, hulle besluite te neem. En vir my was dit altyd belangrik. As daarna gevra word, wat sê die kerk? Met alle respek. Ek stel nie belang wat sê die moderator nie. Ek wil hoor wat sê die kerk. En dan dink ek moet die
voorsitter van die laaste vergadering, moet hy eintlik maar net sê, dit is wat die kerk besluit het. Ja. Dis wat die vergadering besluit het. Ja, hy kan miskien 'n bietjie toelichting gee, te sê, dit is hoe dit op die tafel gekom het, dit was die verslae, dit is hoe die gesprek verloop het. Maar ek dink, iets wat ten alle koste gewaak moet word, is dat die moderators 'n tipe van 'n NG Paus word. Wat ex-cathedra uitsprake maak en dat alles wat hy sê, die maatstaf word waarin die totale kerk gemeet word. So dis een van die eerste goed wat my verskriklik gepla het, is dat in die sekulêre wêreld, maar ongelukkig ook in die kerklike wêreld, hierdie wanbegrip is dat 'n moderator is iemand daarbo. Ja. En wat hy sê is pauslik wet. Ek sê nee, hy's net 'n voorsitter. Ja. God praat deur sy woord, praat deur sy gees, hy praat daar waar die ampte by mekaar kom. Ja. Dis waar God praat. So dis my belang. Ja. 'n tweede geleentheid wat vir my nogal kom ons sê 'n ontnugtering was, ek het in die begin dit nie dadelik so verstaan nie, was die groot predikante byeenkoms wat daar in 2005 in Bloemfontein was. Daar vir die eerste keer het ek gehoor hoe die woordjie diversiteit oor en oor gebruik word. Dis 'n gelaaide woord daarin, hè? Ja, ek was maar baie naïef in die begin. Ek het gedog hulle bedoel daarmee nou maar net diversiteit. Ons sê oud en jong, grys koppe, blonde koppe, swart koppe, ryk en arm, mans en vrouens ensovoorts. Dit is diversiteit. Party mense hou van orgel, ander hou van 'n orkes. Diversiteit. Ja. Ek het nooit besef waaroor dit regtig gaan nie, dat die tafel eintlik gedek word vir 'n ruimer huis, vir 'n baie ruim huis waar ons almal moet omarm, ongeag wat hulle teologiese en geloofstandpunte ook al mag wees. Ander ding wat my daar geplaat, ons het daar ook in groepe verdeel met bepaalde vrae. Nou het ek mos gehoor wat word gesê en ek het by een van die groepe, was ek die een wat notiele moes neem, en dan moes ek nou die bydra van die groep moes ek aan die sogenaamde luisterspan gaan gee. En hulle moes dan nou so al die groepe se insette verwerk, en dit dan nou terugrapporteer aan die hele vergadering. En ek amper sê die ontnugtering, die skok toe ek agterkom, maar dit wat ek gegee het, en dit wat gerapporteer is nie dieselfde nie. Ergens, mag ek maar die woordjie gebruik, is daar gekonkel. Is daar gewysig, baie duidelik. Herinterpreteer volgens iemand se persoonlike sien. Ja. Dat ek gesê het, maar dis mos nie wat ons vir julle gegee het nie. So, dis iets wat my regtig geplaag. Jy het gou raak, is nie almal sien dit raak, jy het gou baie ervaar, want jy was nie binnekant nou daar gewees. Ja. Daar was 'n ander ding natuurlik, en dis miskien nou vir party mense nie so erg nie, maar ek het daardie nagmaalviering ook baie negatief beleef. Die nagmaalviering assosieer ek altyd met die lyding en die sterwe van die Here Jesus. Ek wil sê dit, ek weet dis, amper sê dis smartlik. Jesus het die verskriklike. En ek weet die formulier sê dis ook 'n vreugdefees, want ons sien ook uit na die bruilofsmaaltyd wat ons aan die einde sal hê. Ek weet dit word ook gesê, maar toe ek daar by Koffsiekerk inkom, en ek wil sê die glans, die klomp kerse, die show. Ek het net nie gemaklik gevoel nie. Dit het net vir my gevoel, dit is nie hoe ek as gereformeerde nagmaal wil vier nie. Ek soek 'n stukkie, kan per sê beskeidenheid, ek soek 'n stukkie, respect, noem dit maar somberheid, respek. Dit is 'n somber geleentheid. Ja, want jy vier die Here Jesus se verskriklike lyding en dood aan die kruis. En dit was net vir my, ek moet sê ek was net ongemaklik. Mense sal seker lank teologies daaroor kon praat. Maar goed, in daai selfde tyd het die synodale vergadering se formaat ook al hoe meer begin verander. En dit is waarna ek onder andere verwys het ook in daardie kort bydra van my in die boekie, Die Kerk met die Verkeerde Baas.
waar ons vroeër synodale vergaderings gehou het in 'n synodale saal, waar die afgevaardigdes gewoonlik volgens gemeentes, alfabeties of wat die ouderdom van gemeentes, is hulle ingedeel, so dit is iets wat jy nie kon bepaal, ek wil langs die persoon sit of oor kan daardie persoon nie. Daar was 'n struktuur hoe die indeling plaasgevind het. En dan het jy die moderatuurstafel gehad. Dan het jy ook gekry dat die agenda is eintlik geskryf deur die gemeentes, wat hulle verslaan na die ringe toegestuur het, na die synodale kommissies, en dan is die verslae finaal saamgestel om uiteindelik die agenda te vorm. Mens wil dus eintlik sê, die agenda is geskryf deur gemeentes, by wyse van verslae en by wyse van beskrywingspunte. En dan by hoë uitsondering miskien 'n grafalmen. Maar dit was die normaal. Wat is 'n grafalmen? 'n grafalmen is 'n beswaarskrift. As jy nou beswaar wil maak oor 'n vorige besluit of oor 'n gebruik in die kerk, dan kan jy grafalmen, 'n beswaarskrif opstel en jy kan dit instuur na die meerdere vergadering, dan nou die synode of die algemene synode. Ek het later gelees hoe baie grafalmens daar ingestuur is op latere stadiums. Ja, later het die ding heeltemal op sy uit sy nate gewas. Maar in elk geval, dit was die normale, en die manier wat dit dan hanteer is, die voorsitter het dan 'n punt op die agenda in die orde gestel, individue in die vergadering het dan opgestaan, gewoonlik na die mikrofoon toe gestap. By Pretoria se synodale stal was die mikrofone sommer soos in die parlementsgebou, elke lesenaartjie het sy eie ene gehad, maar dan kon jy jou bydrae lewer, die saak is gedebatteer, en uiteindelik is daar gestem, en die vergadering het sy besluit geneem. En toe verander dit. Toe gebeur dit dat die hele vergadering word al hoe meer oorgelaat in die hande van 'n ontwerpspan. Elke synode het ontwerpspanne, die algemene synode het 'n ontwerpspan. Hulle beweegde ook weg van die synodale sale na oop ruimtes waar daar gewoonlik ronde tafels, waar rondom die afgevaardigdes dan kan sit. En toe begin 'n mens die dink kry dat hierdie ontwerpspanne ontwerp ook eintlik die hele agenda. Hulle het 'n bepaalde iets wat gesê moet word. Ja, daar's die administratiewe deel wat moet gedoen word, maar daar's 'n bepaalde tema byvoorbeeld, en hulle besluit of beveel dan aan, die volgende sprekers sal dan ook genooi word om inleidend tot 'n bepaalde onderwerp iets te kom sê. Die tafelindelings word gedoen met spesifieke doelwitte voor oë, of doelstellings voor oë, of dalk moet ek maar sê 'n uitkoms voor oë. Baie duidelik kon ek mettertyd agterkom. In die begin was jy naïef, het gedog jy sit maar net hier, tot jy later agtergekom het, maar daar's 'n rede hoekom ek en hierdie ou aan dieselfde tafel is. Dit was nie maar net lukraak so gewees. Ek het gelees 'n party van die party van die tafels het hulle gesit, elke tafel gehad, iemand daar met 'n T-shirt en agterop staan, ek is die ouer van 'n gelowige gay persoon, of soos elke tafels, en so is dit 'n nuwe teologie is amper ontwerp deur die ontwerpspanne en geïmplementeer strategies deur wie hulle by die tafel sit, dat hulle jou kan beïnvloed en jou kop draai. Ek het party mense nog geskryf, hulle sê, maar hulle was daar die synode met hierdie een vaste verstaan en idee, en daar is hulle koppe net gedraai en hulle het anders gestem en hulle uitgekom met 'n totaal ander teologiese insig, want dit is so fyn beplan daar. Ek sou toegee, ek was nie ooit by 'n synode waar dan nou by elke tafel so iemand was nie, maar dat daar in die synode sulke mense was. Ook met die ander hempie, liefde is liefde, met die gekleurde, die pride klere, die mensfiguurtjies aan die voorkant. Dit het ek wel beleef. Maar dan ook die vrae wat na die tafels toe gestuur word, is vir bespreking was ook vooraf beplan gewees. Nou verstaan ek die goeie bedoeling daarvan, dis hoekom ek in die artikel gesê het, weet, is dit nou 'n wonderlike oplossing, want ek dink daarmee was daar gepoog dat meer afgevaardigdes kan voel, maar ek het 'n geleentheid gekry om 'n bydrae te lewer. En 'n betrokke te wees. Ja, maar ongelukkig het dit ook die potensiaal ingehou, dat dit 'n ruimte kon word waar mense in 'n klein groepie
beïnvloed kon word. Met die vraag, met die bespreking. En dan weer 'n keer, het ek dit baie keer beleef, die terugvoer van die tafel en die verslag op die ouend aan die vergadering is nie dieselfde nie. Daar raak goed weg, daar kom ander goedjies by. Herinterpretasie deur sekere mense met 'n sekere agenda. Ja, so ek het persoonlik my vrae oor was dit die regte ding om te gedoen het. En dan, mettertyd, al hoe meer gebeur het, mense sien het, daar kom verslae in met afwykende standpunte. 2007 byvoorbeeld het ons ook die hele saak van homoseksualiteit gehad. Daar was 'n minderheids- en 'n meerderheidsverslag. Vir my was dit, veral omdat dit die eerste vergadering was waar ek nou 'n amptelik afgevaardigde was by die Algemene Sinode, nogal 'n teleurstelling dat die Algemene Sinode nie kans sien om sommer uit die staanspoor 'n duidelike Bybelse standpunt in te neem nie. Die hele saak is eers na 'n lang debat na 'n tydelike kommissie wat nou die moderators van al die synodes was verwys om terug te kom en te kyk aan ons nie by 'n tipe van 'n kompromie of 'n sagter voorstel kom nie. Nou goed, op die ouend is die besluite geneem. Daar was 8 punte gewees en toe die volgende oggend toe bars die bom, toe daar nou beriggewing daaroor was in die koerant. En toe besef ons, hier is nou 'n groot misverstand. En ek weet, toe was daar nog 'n voorstel en 'n sekondant wat toe gesê het, maar ons het mos hierdie 8 punte gister as 'n geheel goedgekeur. En toe kom die voorstel. Hierdie 8 punte moet ook as 'n geheel gelees en verstaan word. Jy kan nie een van die besluite uithaal en daarmee al, kan men sê, losstaande weghardloop. En dit het vir my, ek wil sê, 'n groot mate van vrede gegee. Ek kon daarmee saamleef en ek kon dit na buite verdedig. Daarna by die 2011 synode, die ontnugtering met die onbybelse, die gevaarlike, die omstrede saamwoonbesluit en natuurlik ook die besluite oor die duiwel. Ja, daardie een van die duiwel het my regtig getref toe ek dit in die koerant lees en nogal 'n groot opskrif daar gemaak, want as jy die mense die keuse gee om te glo of jy in 'n werklike duiwel wil glo, of 'n metaforiese duiwel, dit is 'n geweldige ding, want die hele Bybel, die hele evangelie boodskap gaan oor die stryd tussen goed en kwaad. Stryd tussen Satan en God daar. So as jy hom nou uit die prentjie vat, hy is eintlik die vader van die sonde, die vader van al probleme, dan val die evangelie eintlik plat. Dit is 'n geweldige ding om te sê, jy hoef nie in die duiwel te glo, 'n werklike duiwel te glo nie. Ek het baie moeilik gehad om te verstaan hoe die synode so besluit kon deurgekry het. Ja, ek sal toegee, daar's plekke wat jy sou kon sê, die bose verwys hier na 'n stuk boosheid in iemand, maar ek dink daar's oorweldigende getuienisse dwars deur die Bybel, en spesifiek in die Nuwe Testament, wat geen twyfel laat, net dat die duiwel ook 'n bepaalde persoonlikheid is. Absoluut. Geen twyfel by my. Party plekke is dit figuurlik, dis baie duidelik, maar daar's te veel plekke waar dit baie daadwerklik is. Ek bedoel, Christus self op aarde was, hy met die duiwel gepraat, die duiwel kom tempteer daar. Soos het Christus dan vir ons gelieg waar hy oor die duiwel gepraat, of wat, is 'n baie ernstige beginselpunt daar. Ek kan miskien ook net noem, want ek weet nie hoeveel van ons kykers bewus is daarvan nie, dat die hele besluit het eintlik voortgevloei uit 'n vraag wat daar was oor die sogenaamde binding deur die duiwel en hierdie okkulte en dan die uitdrywery ensovoorts. En dit is, mense het gesê, kan die synode ons nie daarmee help nie. En toe ontaard hierdie hele ding, en op die ouend toe is die duiwel sommer opsioneel. So die bedoeling was goed, oor hoekom dit op die agenda moes. Ons wil regtig duidelikheid kry. Gemeentes en mense wat hierdie bediening beoefen, ons wou hulle help met 'n mooi suiwer Bybelse standpunt. Toe ontspoor dit nou heeltemal. Die ander ding wat by 2011 synode gebeur het, en ek dink nie mense besef altyd die implikasie daarvan nie. Tot by 2011 was die
samestelling van die algemene synode 'n totaal van ongeveer 400 afgevaardigdes uit al die synodes. En met daardie vergadering word dat toe nou geargumenteer, maar dis nou verskriklik duur om die 400 elke 4 jaar by mekaar te kry. En hulle beveel toe aan, vanweë die koste, kom ons maak dit 2 jaar. Maar dan ook terwille van 'n bietjie meer kontinuïteit, want goed verander vinnig, dan kan die 200 nou sommer elke 2 jaar vergader. Nou, iemand moet my nog help om dit te verstaan. Ek verstaan nou nog nie die verskil in koste as 400 elke 4 jaar vergader en 200 vergader elke 200 nie. Want dit lyk vir my dis nog maar steeds 400. Ek dink inteendeel dit word net duurder, want nou is dit dubbel die tyd. Met ander woorde, dis 'n geweldige hoeveelheid tyd plus 2 agendas moet opgestel, gedruk, versprei ensovoorts word. Ja, en so die ding, vervoerkoste vir die mense, 2 keer oorslaap en oorbly. Alles is net nie vir my sin gemaak nie, maar ek het onmiddellik die gevaar daarin gesien. Dis makliker, en ek is jammer, dis nou terugskouend, is makliker om 200 te manipuleer as om 400 te manipuleer. En jy het 'n baie minder basis van terugvoer of insette as jy dit halveer daar. 400 jy baie meer insette van 'n verskeidenheid dominees en ouderlinge. Ja. Goed, toe kom 2013, daar is toe gepoog om die saamwoonbesluite en die duiwelbesluite so bietjie te herformuleer. 'n Ander belangrike saak daar was die poging of die proses wat aan die gang gesit is om moontlik artikel 1 te kon wysig om ruimte te skep vir die Bellaar-belydenis. Nou ons almal weet dit het die uiteinde daarvan, artikel 1 is nie gewysig nie. Daar het 'n ander ding daarna gebeur, maar dit is nou weer 'n gesprek vir 'n ander dag. Iets wat wel toe in die kerkorde ingevoeg is, maar die belangrike is, oor homoseksualiteit was daar 2 besluite geneem. En ek wil dit voorhou. Die algemene synode bevestig, en dis die vertrekpunt, en dis hoe dit altyd behoort te wees. Algemene synode bevestig dat die besluit van 2007 oor homoseksualiteit geneem is na deeglike eksegetiese en teologiese studie. Nou ja, dis wat belangrike woorde daar. Ja. En toes die volgende. Die vertrekpunt is die Bybel, wat die skrif sê. Dis reg, dit is wat dit moet wees. En nou sê ons, dit is wat 2007, dit was onderliggend. Ja. En toe gee die algemene synode na aanleiding van vrae wat ook van die vloer afgekom het, opdrag aan die ASM om in voortsetting van die 2007 verslag oor homoseksualiteit 'n studie te doen oor die status van selfde geslagverhoudings in die lig van die skrif en gereformeerde tradisie. Met ander opdrag was duidelik. Gaan doen 'n verdere studie. Ja. Die skrif en die gereformeerde tradisie. En daardie dinge ontspoor. Interessant. Ek is toe nou daarna is ek toe nou ook deel van die ASM en ek kan onthou is vergader in Mamelodi. En hier kom een van die lede van die tydelike taakspan wat nou hierdie studie moes lei. Hulle sê hulle kon nie nou mooi vorder met alles soos hulle wou nie. Maar hulle wil net vir ons sê, daar gaan dalk iets uitkom wat ons nogal kan skok. Ek praat daarna met teebreek of iets, praat ek met die destydse algemene sekretaris Dr. Kobus Gerber, en ek sê vir hom, ek sê nou vir jou, as die algemene synode homoseksuele verhoudings gaan goedkeur, dan gaan ek loop. En sy oë word net so groot. Sy sê regtig, ek sê ek gaan loop. Ons kan nie goed besluit wat in die skrif ingaan nie. En dis ook regtig gevoel het. Hulle kom toe daarna met die eerste verslag. Hulle het sielkundiges, sosioloë, ouers, mense wat self gay is. Hulle het almal geraadpleeg. Wêreldse kenners. Ja. En hulle bring die verslag en ons kyk na die verslag en sê, maar waar is die opdrag vanuit die skrif en die gereformeerde tradisie? En die ASM stuur vir hulle terug, sê gaan maak die verslag klaar. Ons hou daarna 'n
buitengewone ASM-vergadering kort voor die algemene synode. Ja. Hulle kom weer en toe is daar so 'n paragraafie in. Ons sit weer, langs my het nog 'n persoon gesit wat baie pro-selfde geslagverhouding is, en ek het nog oorgeleen na die persoon gesê, maar dit moes nie gedoen, persone toegegee. Die ASM sê toe goed, die werk is nie gedoen soos dit moes nie. Maar ons gaan hierdie verslag gee vir die algemene synode, maar dan as 'n vorderingsverslag. Ja. En ons gaan aanbeveel by die algemene synode, dat die algemene synode herhaal sy opdrag. En dan kan hulle verder daarmee gaan werk. En dan kan hulle ook, want in die tussentyd het daar kritiek ingekom, kan hulle van die kritiek bywerk. En dan uiteindelik, en dan kan ons by 'n volgende synode. Nou ja, toe kom 2015 synode. En wat 'n ontnigtering. Van die opening, nagmaalsdiens, Pretoria Ooskerk, word uitdruklik al gesê, maak oop die deure. Ai, ja. Daarna elke opening, elke sluiting van die ruimer, dag. né? Ja, maak ruimer. Maar dit gaan ook by name Ja. te oor selfde geslagverhoudinge. En dat ons ook mense wat in selfde geslagverhoudinge is, in die ampte moet toelaat. Met ander woorde, die voorbehoud wat daar in 2007 was, dat iemand hom moet weerhou van so 'n verhouding, as iemand dan wel miskien so oriëntasie het, dat hy dit nie prakties moet uitleef nie. Daar's sterk toe 'n veldtog om te sê, vat dit weg. Jy weet, op hierdie puntjie daar's baie enkellopendes in die kerk, en volgens die Bybel moet jy dan celibaat lewe. Ja. En hulle lewe dit celibaat, soos as jy miskien nou voel jy is gay, volgens die Bybel leef celibaat. Dis nie 'n straf teenoor jou nie, dink aan al die ander enkellopendes, van wie dit ook verwag word, en wat dit heeltemal, wat nie 'n probleem het nie, wat aangaan as goeie Christene. Ja. Nee, en dit was vir my persoonlik altyd ook, soos wat ek van 'n ongetroude, heteroseksuele persoon, ek erken nie die huwelik van homoseksuele mense nie, maar dan moet ek sê, verwag van hulle celibaatskap, ek verwag dit van julle ook. Ja. En dit is vir my die enigste antwoord. En natuurlik, ek sal dit altyd, as ek met mense in so 'n situasie is, met die grootste pastorale sensitiwiteit en liefde wil hanteer, maar ek kan nie verander aan dit wat ek in die skrif lees nie, veral nie wat so uitdruklik in die skrif gesê word nie. Maar goed, daar was die skilderye wat gemaak was, wat die mense gebreinspoel het, daar was plakate, jy het gepraat van die T-hemde, daar was die onwettige deelname van mense wat as sprekers opgetree het. Die ATR, die tydelike ATR het voor die vergadering destyds nog gesê, hierdie persoon mag nie daar wees nie, die geloofsbrief is onwettig. Hy het die onderneming gegee, hy sal dit vir die voorsitter sê. Toe die persoon opstaan, het 'n lid van die tydelike taakspanregte opgestaan en gesê, ek maak beswaar. Dis geïgnoreer, die persoon is verder toegelaat. Daarna is 'n ander persoon in 'n soortgelyke situasie. Persoon het net gekom en gesê, so en so moes hy wees, hy kan nie wees nie, ek is in sy plek. Sonder 'n geloofsbrief. Net eenvoudig kom praat. Jy het nou nog gepraat van gekonkel, soos dis gekonkel het. Kan ongelukkig nie anders nie. Nee, kan nie anders nie. Ja. Die ou end weet ons, daar was 'n voorafstemming gewees, om net eers die gevoel van die vergadering te toets, en toe net, toe sit in die guns van selfde geslagverhoudinge, en toe word dit sommer die idioom waarin die res van die vergadering moet plaasvind, en dan weet ons, en toe kom daar op die einde, toe die besluit nou geval het, die vir my, wil amper sê, die skok, as iemand of ek hou in die wind gekry het. Dominee Theo Dansvoos en ek het toe nog 'n voorstel gemaak, dat die algemene synode besluit dat voor implementering van hierdie besluit, dit eers na die synode sou gaan. Nou dit was in lyn met 'n 1994 besluit van die algemene synode wat gesê het, as 'n saak omstrede is, of as dit skeuring kan veroorsaak, moet dit eers na die synodes gaan, met terugrapport en dan finaal. En die synode keer dit af. Soos ek daardie dag uit die synode, en ek gaan na die afsluiting in die Pretoria Ooskerk, en ek moes nog so ietsie namens die Vrystaatse Kerk doen, en ek het daarna gaan sit in die banke, voorste banke,
waar die ouderlinge tradisioneel in die kerk sit, met my kop tussen my hande, en daar het my dolering begin. Ek het na binne geween. Ek kon nie glo, ek wil sit nou hier sit, wil ek emosioneel raak as ek daaraan dink. Ek kon nie glo wat pas in die kerk gebeur het nie. Wat gebeur het verder in die diens? Wat gepreek is? Ek weet nie of al nagmaal gebruik is nie, ek weet niks. Ek het uitgesny. Traumaties. Ek was absoluut getrou. Ek het daar uitgestap. Mense wat my gegroet het, wat ek kon nie praat. Zombie. Ja. Gelukkig ek het gereël dat ek die naweek, 'n afnaweek sou hê, en dit sou vir my die geleentheid gee om te besluit. Vlug of veg. Gaan ek doen wat ek vir Kobus gesê het, loop, of moet ek beklei? En ek dink die Here het my daar gelei, bietjie tot ruste te kom en te sê, veg, staan op. Staan op vir die waarheid. Staan op vir die waarheid. Doen dit, nie in die eerste plek vir jouself nie, maar doen dit vir die talle goedgelowige kinders van die Here in ons gemeentes, vir gemeentes, vir al die verwardes, bietjie dink jy vir al die verwardes. Ja. Nou kan ek sê, ek en Dominee Theo Dansvoos, ons het daarna appel ingedien. Die appel het geslaag, in die sin, dat op ons prosedurele gronde is die besluite van 2015 ongeldig verklaar. En dit het toe nou gebeur net voor die 2016 synode. En ons weet almal by die 2016 synode is die besluite van 2015 omgekeer en het die kerk weer 'n Bybelse standpunt, of moet ek sê 'n meer Bybelse standpunt, maar was nog steeds 'n paar swak plekkies in die besluite, maar ek dink ek het weer toe 'n mate van vrede beleef. En toe kom die hofsaak wat die GAMS geïnisieer het, en al die prosesse daarom, wat toe gelei het daartoe dat die appelproses is nietig verklaar, die besluite van die synode is in effek nietig verklaar, en nou weet ons in 2019, 2023, toe die damwal gebreek, so ek sê, toe die kerk totaal en al gekapituleer en oorgegee. En dit het gelei tot die totstandkoming van die hele, kan ek dit maar noem, behoudende beweging. Die Moraletta beraad, Februarie 2020, wat gelei het tot die Kairos netwerk, en van daaruit, ons het gesprekke gehad met die ASM se dagbestuur, die ondernemings wat hulle vir ons gegee het hulle nie nagekom nie, verslaaf wat hulle vir ons, wat ons vir hulle gegee het, memoranda, hulle het gesê hulle sal dit vir die hele Moderamen gee, dit is nie gedoen nie, en op die ou end, toe ons verder met hulle wou praat, en later ook sê, maar kan ons dan nie in 'n proses van mediasie gaan, het hulle gesê, maar julle het nie loke stand nie. En dis toe wat hulle wil eintlik glad nie meer. Hulle wil eintlik nie met ons praat nie. En toe het ons nou by die Koinonia synode se stigting om te sê, maar nou verteenwoordig ons, as ek dink aan die 2023, so nou verteenwoordig ons ten minste 56 gemeentes wat met 'n geloofsbrief hierdie vergadering gekos het. Daar was amper 100 dolerende gemeentes, né? Daar's nog 100 dolerende, maar ten minste 56 gesê, ek sit my hand op papier, ek vaardig jou af, gaan doen iets. Dis reg, ek was daar gewees, dis waar ek jou die eerste keer ontmoet het daar, En nou gaan jy en jy vra vir die ASM, kan ons met mekaar in gesprek, en dan sê hulle het nie loke stand nie. Dan gebruik hulle eintlik 'n regsterm, om jou buite orde te reël, om te sê, ek gaan nie met jou verder praat nie. En van daar af, die verskriklike, ek wil dit sê, die vervolging van behoudende dominees en kerkrade. En daar sien ek my betrokkenheid op hierdie stadium, dat as deel van die Koinonia synode se diensgroep, is ons 'n paar ouens wat nou ook kerkregtelike advies probeer gee, om hoe kan ons maak in hierdie situasie? En om hierdie dominees, hierdie kerkrade te probeer bystaan, om te kyk of ons nie ergens, want ons droom bly nog steeds, dat die Here deur sy Gees 'n wonderwerk sal laat gebeur, dat daar reformatie van binne die kerk sal kom.
En dit is waarvoor ons werk, dit is waarvoor ons bid. Ons wil nie die kerk skeur nie. Ek wil eintlik sê 2015 se algemene synode het die kerk geskeur. 2016 het kom herstel, maar 2019 en 23 het 'n amper 'n finale skeur gebring. So die skeur moenie voor die deur van die behoudendes gelê word nie. Ons wil maar net getrou wees aan kerkorde artikel 1. Aan die woord en die gereformeerde belydenis. So ons begeerte is net, kom net terug na julle wortels. Wat sê die skrif, né? Dit is wat staan daar geskrywe? Ja. So dit is ons hele begeerte. En dis waar ek my rol sien om so ver ek kan, hier het ek nou Pinkster gehou met woordbediening en dan nou by wyse van die kerkreg ervaring wat ek opgedoen het, te sê ploeg bietjie terug. Hoe kan ons mense help? Dat hulle, as hulle dan beswaar wil maak, dit op die regte manier te doen, en as daar dan probleme kom, hoe kan dit beantwoord word? Met andere, as die vervolging kom, hoe kan daar gereageer word? Jy weet, dominee Helgard, ons sit hier so lekker in gesels, en ek het jou gewaarsku, 'n uur op die TV, vlieg baie gouer as 'n uur daaruit, en jy dink jy te min om te sê, maar dan jy so baie om te sê. Ek sien ons oorlosie daar is al oortyd al, ek dink ons moet nou maar afsny en 'n tweede opname maak, want ek kan sien jy nog baie om te sê, en alles sit in jou kop en vas, en jy moet hierdie bietjie deel met ons en met die kykers, daar's kykers wat baie belangstel, wat presies het hier gebeur. So ons sluit nou maar af, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie, dit was 'n groot voorreg. Dinge geleer wat ek nou nie voorheen geweet het nie. En ek dink, ons gaan ons volgende opname ook nog meer leer, so is baie dankie. Ons sê vir die kykers, daar kom nog 'n opvolgopname, kyk saam met ons, baie dankie, laat jy ingeskakel en saam gekyk het. Totsiens. Ja, baie dankie dat jy ons, amper wil ek sê, verduur het, en al die dinge wat ons gesê het, en, maar ek hoop dat dit tog vir u iets beteken het, en ek sien ook uit na ons volgende gesprek, dat ons dan bietjie meer inligting en toelichting kan gee oor die pad vorentoe. Baie dankie.